Ja, Vader, baie dankie. Dankie dat U ons bron van lewe en liefde is. Dankie, Here, dat ons tot niks is in staat sonder U nie. Dankie vir dit wat nou hier gaan gebeur, Here. Ons kom en ons verklaar ons afhanklikheid voor U. Ons kom en maak ons harte oop. Ons stel ons gees oop vir inspraak deur U Heilige Gees, Here, en is my gebed dat U regtig die oortuiging sal bring in ons lewens, Here, om te verander meer en meer na die beeld van U Seun Jesus, dat ons skepingsdoel sal ontdek en sal leef, net tot eer van U naam en tot opbou van U koninkryk. Ons eer U, ons dankie in Jesus se naam. Amen. En amen. Baie dankie. Jy kan gerus jou sitplek neem. Goeiemôre almal wat saam met ons aanlyn is. Ek wil gou net 2 minute met julle spandeer en met ons almal hierso. Maar julle klomp aanlyners, dankie vir julle betrokkenheid, julle ondersteuning, julle terugvoer, julle gesprekke rondom hierdie goed. Sommige net 'n interessantheid en dit niks my uit te waai nie, ek weet nie hoe dit werk nie. Maar daai diens van so 2-3 weke terug, waar ek op die motorfiets sit, het julle dit gesien? Ja, ek het my helmet saamgevat, julle gesien toe ek so sit, nee, ek het. Daai ding het baie aandag getrek vir een of ander rede. Maar tot so mate so, dat daai ding het oor die 27,000 views gehad op Facebook. Dis 'n mega gemeente van hier tot daar. Maar, jy vra vanmôre, hoekom is jy nie in 'n kerk nie? Hoe kan jy in 'n liefdesverhouding met God leef? Hoe kan jy verklaar dat ek is lief vir God, hy is lief vir my, maar jy kom nie onder sy woord nie, jy verstaan nie wat hy vir jou wil sê nie. En dankie dat jy luister hier en ons vertrou om inspraak te maak in jou lewe, dis amazing. Ek wil dit onomwonde sê, daar is nie kopiereg op enige van hierdie goed nie. Ek het navraag gehad in die week, kan ons dit kopie, kan ons dit aanstuur, asseblief, doen dit, wyd en suid, oral. Daar's tot mense wat sê, maar ons gaan net die MP3 soundtrack aftrek en vir ouens stuur in die gevangenis, want hulle het nie toegang tot video en tot data nie. Prys die Here, as jy dit wil hê, ek stuur vir jou die notas. Hier's hulle. Stuur vir my 'n boodskap, dan stuur ek vir jou die notas. Dis so maklik so dit. Maar ons moet onder die woord van die Here kom. Hoe kan jy vir jou man of jou vrou of jou kinders of vir wie ook al sê, hoe ek is lief vir jou? En dan sit nou klaar. Ons spandeer die tyd by mekaar nie. Ons spandeer die tyd saam. Hoorie, wat het verander in jou lewe? Hoe gaan dit? Ons ken die ou storieetjie van die oom en tannie wat by die beraader opeindig as hulle 70, 80 jaar oud is. Dan sê die tannie maar, hy sê nooit hy is lief vir my nie. Dan sê die oom man, maar waar regtig? Ek het jou gesê 50 jaar terug ek is lief vir jou. Ek sê jou sê is iets verander. Dit kan nie so wees nie. Dit kan nie so wees nie. Daai kind het nodig om te hoor, Jesus, ek vrek oor jou man, I love you. Ons het nou daai dingetjie, I love you, I love you, I love you. En Jesus kom en hy sê, I love you, ek is lief vir jou. So julle aanlyners, baie dankie. Dankie vir julle terugvoer, vir julle alles. Daar was ook 'n navraag en ek sê dit hier en nou, dan sit verby. Ons bankbesonderhede gaan op die Facebook post wees. Dankie vir julle aanbod en julle navraag wat sê, maar as ons wil bydra, as ons wil iets gee, waar doen ons dit, hoe doen ons dit? Dankie. Waardeer julle. Terug by vandag se gesprek, ons is besig met die bergpredikasie. Ons het begin om te sê, Jesus vat die mense op na die berg toe, 'n plek van onbeperkte toegang, onbeperkte jippie-kajuie, kom net saam. Maak nie saak wie jy is en wat jy is, van 'n Griek tot 'n Jood, van 'n visserman tot 'n rabbi en 'n wetgeleerde en al daai goeters. Kom net saam, kom net. So, maak nie saak waar jy nou is vanmôre nie. God is beskikbaar en hy ontmoet jou waar jy is. Maar God is so lief vir jou, hy gaan jou nie los waar jy is nie. Dis die prys wat ek en jy gaan betaal, as ons nou waag om teen die berge op te gaan.
Toe het ons gesê, of toe het Jesus gesê, ek is die woord, die waarde van die woord van die Here. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Niemand sal van my eet en weer honger word nie. Hy verwys hulle terug na die woestyn toe. Hy sê, julle het manna en kwartels geëet vir 40 jaar, julle het aanhou honger word, kom vat 'n happie hierdie kant. Ek is die brood van die lewe. En vanmôre kom Jesus en hy sê, kom wys jou hart. Hoe lyk liefde? Hoe lyk regtige liefde? In die huwelikskursus praat ons daarvan dat toe ons geswat het, die van julle wat geswat het op Potch, ek het nie. As jy op die Potch swat, dan vat jy mos nou daarna die bult toe, nê? Ja. Dan ontmoet jy 'n meisie daar, en sy's oulik. En dan 6 uur begin jy by 'n milkshake. Doen hulle nog sulke goed, ek weet nie, maar ek gee my ouderdom weg met 'n milkshake, nee. Maar dis fyn, dis reg. Dan begin ons by 'n milkshake 6 uur. En dan hiernatoe daarna toe, en so by 8 uur se kant is ons nou al by 'n shootertjie. Jy weet, springbokkie en daai goetertjies. Ja, kom aan. En dan hier by 10 uur dan begin hy vir ons sê, "Jesus, ek like jou kwaai." En 11 uur dan sê hy, "Wie ek dink ons moet 'n plekkie gaan soek. Ek is baie lief vir jou." Juffrou, hy lieg vir jou, hoor. Hy verwar liefde en lus wees. Not the same thing. As God sê ek is lief vir jou, wys jou ware hart. Dan moet ons oppas hoe ons omgaan met die woord liefde, om net vir mekaar te sê, "Oh, I love you." Want I love you beteken ek is bereid om my lewe af te lê vir jou. Dis wat Jesus gedoen het. Dis wat Jesus gedoen het in jou huwelik, in jou verhouding met God, in jou verhouding met mense rondom jou, jou kinders, jou neefie, jou wie. As ons mekaar sê, jy weet wat, ek is regtig lief vir jou, nê. Dan beteken dit, al reën dit vanmiddag en ek het nou net my kar gewas, gaan ek vir jou kom kuier. Dis okay. Bereken die koste, sê die woord, voordat jy 'n huis bou, want die mense gaan vir jou lag as jy halfpad ophou. So lê jou hart bloot, kom ons wys vir mekaar ware liefde. Matteus 5, ons lees die bergpredikasie, ek lees uit die 83 vertaling vanaf vers 38. Julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook na die ander een na hom toe. Ek wil net daai weer herhaal. Verlede week het ons dit vir mekaar gesê. As 'n ou jou op jou regterwang slaan, dink mooi daaroor. Hoe slaan jy iemand? So. Maar as jy nou voor my staan en ek laat waai, dan gaan ek jou op jou linkerwang klap. Hoe werk dit? Iemand jou op jou regterwang slaan. Dis 'n backhand. Dis 'n minagting. Dit is 'n man. Of hy slaan jou van agteraf. Daar's ouens wat dit ook doen. Hy kom van agteraf en hy laat waai, jy sien nie die hou kom nie. En Jesus sê, wie wat? Daar is sulke mense. Daar is sulke mense en ek hoop ek en jy is een van hulle nie, maar baie keer deel ons ook houe uit. En daai ou het dit nie gesien kom nie. Maar Jesus sê, dis alright. Draai maar die ander wang. Vat daai ou, een van die span. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom jou bokleed ook kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Hoor die ondertoon van liefde? Hoor wat sê Jesus, hoe werk liefde? As iemand jou consume, as iemand jou opslurp, dis maar so. Jy het dan nou gesê, hier is ek. Gee aan hom wat vir jou iets vra en wys hom nie af wat by jou iets wil leen nie. Jy het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Maar ek sê vir jou, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Hierdie is nie my notas nie, maar ek wil vir jou sê vanmôre, mevrou, as jou man jou gas gee, of meneer, as jou vrou jou gas gee, ons praat van emosionele boelie.
Ons praat van fisies boelie, ons praat van wat ook al. Hy is in 'n buite-egtelike verhouding met homself besig om te doen wat ook al. Nou wil ek vir jou uitdaag vanmôre, terwyl hy lê en slaap, salf hom en bid vir hom, lê vir hom hande op. Die Gees van God sal doen wat hy beloof om te doen. Hy sal mense se lewens verander. Dis nie vir ek en jy nie, ons gaan nou daarby kom van watter rol het ek en jy wel om te speel. Maar moenie vir jou man of jou vrou of jou wie ook al net 'n koue rug draai nie. Hou vas maar. Vers 45, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? As julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars ook nie so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Jesus stel 'n klomp riglyne hierso. Hy gee 'n klomp praktiese voorbeelde van dit wat in die kultuur is. Onthou nou, hulle is op die berg. Daar sou mense van all walks of life, van die tollenaar tot die skrifgeleerde en die fariseer en die sadduseer en die visserman en die cleaner is ook daar en almal is daar. En hy sê, ek het al dit beleef, dat iemand my op die regterwang klap. Ek het al dit beleef, dat iemand vir my vra vir my klere, onthou julle het sy klere by die kruis uitmekaar uitgeskeur en verdeel. Dis waarna hy verwys, dit kom. Ek weet waarvan ek praat, dit is soos dit is. Hy sê, as iemand jou beledig, ja, kan jy onthou, wat het hulle gedoen op die kruis? Slaan 'n ding bo sy kop vas wat sê, koning van die Jode, koning van die konings. As die sondaar aan die kruis vir hom sê, hoorie, maar hoekom klim jy nie af nie? Dan is daai koning van konings van, hoorie, maar jy is mos die koning, man, kry vir jou 'n paar slawe. Ons het verlede week gepraat van Lazarus en die ryk man. Dis hulle verwysingsraamwerk van, as jy die koning is, as jy die chief is, kan jy mense net opdrag gee, net so doem, en goed gaan gebeur, goed gaan by jou verbygaan. Maar Jesus sê, nee, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word. Met ander woorde, hy sê, dit wat jy deurgaan vandag, ek ken dit. Ek was al daar, ek het al daai hou gevat, ek het geweet dit kom in jou lewe, maar ek gee vir jou my liefde, wat alles sal oorwin. My liefde. Hoeveel keer het ek al gebid, en gesê, Here, nou moet jy vir my genade gee, nie krag nie. Want as ek nou krag kry, gaan iemand bloei, en ten toe gaan dit ek wees. Want ek sê 'n goeie fighter nie, maar ek is altyd lus vir 'n fight. Maar kom ons gaan na liefde toe. Liefde is die wortel, die fondasie vir oorwinning. Jesus sê dit reën oral, op die regverdiges en die onregverdiges. As jy net jou broer groet, wat beteken dit? Wat beteken dit? Hoeveel melaatse mense het Jesus aangeraak? Terwyl dit onrein was, dit is, wie lyk 'n melaatse mens? Sy velle kom af, sy vleis kom af, hy stink. En Jesus sê, kom. Ek en jy is baie keer, kom ek praat myself, Koos, jy is baie keer voorskriftelik of voorwaardelik met jou liefde. As jy sal ek, jy al in daai verhouding gewees, ons praat van 'n crazy cycle. As jy sal ek, of nog erger, omdat jy sal ek, nou ons skor, dis soos tennis, 1-0, 2-0, 15-0, 15 stroop. Waar kom daai Engelse goed vandaan, of die tennisgoed, stroop? 15 stroop. 15 love, not 15 syrup. Hoe werk dit? Nee, maar in elk geval, ons hou skor. Ons is die hele tyd in 'n wedstryd, maar sê wie wat?
Jy het daai punt gewen. Jy het daai veldslag gewen, maar die oorlog het Jesus gewen. Ons veg vanuit oorwinning, ons veg nie vir oorwinning. En Jesus sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel. Julle, ons persepsie van God. Jesus kom op die berg, en hy praat met al hierdie kulture en al hierdie verwysingsraamwerke en al hierdie verskillende intellektuele vlakke en wat ook al, en Jesus kom en hy sê, ek wil vir jou sê, jou prentjie wat jy van God het, is verkeerd. Ons dien nie hierdie kwaad ou man met 'n grys baard wat op 'n stoel sit met 'n sweep en sê, het jou weer uitgevang, jou weer, nee. God kyk na ek en jou deur die bloed van Jesus, en hy sien 'n skaap lammetjie skoon gewas in die bloed van Jesus, en hy sê, my kind, in wie ek welbehae het. Jy sien, ons moet ons koppe draai, ons moet ons gedagtes hernuwe, maar bo alles, ondersoek jou hart. Ondersoek jou hart. Jy sien, daar's weer 'n klomp skrifgedeeltes hier wat verwys na ondersoek jou hart. Maar daar's goed wat verkeerd aangehaal word, byvoorbeeld soos die liefde vir geld, of nee, dit sê geld is die wortel van alle kwaad. Dis nie die waarheid. Die liefde vir geld. Nou hier kom 'n ou en hy sê, jy moet nie daai ding koop nie, dis uit die hel uit. Hierdie goed wat jy sien op die TV, dis die duiwel se goed. Dis nie die duiwel nie, man, dit kom uit Hollywood uit. Dis nie die duiwel nie, dit word in China gemaak. Kyk op die boks, made in China. Daar's nie 'n ding wat jy by die Chinaman koop wat sê made in hell, nee. Dis wat jy daarvan maak in jou hart, wat dit maak dat dit uit die duiwel uitkom, uit die hel uitkom. En natuurlik is daar verkeerde goed, natuurlik is daar sonde. Hulle het nou die aand met daai program van die babietjies van Kyk wie praat, né? Kyk julle dit op TV baie keer, ja. Kyk wie praat. Toe vra hulle vir die kinders, is daar 'n verskil tussen stout wees en sonde? Toe sê die een ouetjie, ja, dit hang af hoe stout jy is. Want as jy so bietjie stout is, dan is dit okay, maar daar kom 'n punt waar dit sonde word. Uit die mond van 'n suigeling. Ons almal maak foute. Met ander woorde, ons is stout. Ons maak simpel besluite. Ons maak swak keuses. Maar ons moenie sonde afwater. Sonde kom uit jou hart uit. Nie uit jou kop uit nie. Jou kop is besluite. Jou kop is intellektueel en emosioneel en al daai dinge. Jou hart is die bron van die reg of die verkeerd. Romeine 8. Mense wat deur hulle sondige natuur gedomeineer word, hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge. Dit klink nou heeltemal teenstrydig met dit wat ek nou net gesê het. Ons het nou die dag daai prentjie geteken, 3 sirkels. Buitekant is jou sintuie, dit wat jy sien en hoor en proe en smaak en beleef en wat. Jy kyk en jy sien, daar gaan die geld waar. Dis dalk die Here se manier om my finansiële probleme op te los. Hallo meneer geld waar? Dis nog nie sonde nie, dis 'n versoeking. Dan vat ons daai gedagte in ons intellek in. En nou sê ons, okay, kom ons kyk bietjie, elke Dinsdag 2:30, dan stop meneer Geldwaar net daar. En daar's 2 ouens met gunne en, okay, die ou wat die tas dra, het nie 'n gun by hom nie. Okay, hoe werk dit? Ek het 'n afspraak met die bankbestuurder, ek gaan vir my sykouse koop. Maar jy's 'n seentjie, hoe gaan jy daai sykous aantrek? So. Okay. Dis nog nie sonde nie, dis 'n versoeking, dis in jou kop. En dan in jou hart besluit jy, let's do it. En nou
oorheers jou gevoel, jou emosie, jou kop. Kry net daai konteks reg. Ek en jy se gedagtes word oorheers deur dit wat in jou hart aangaan. En as jou hart sondig is, gaan jy sondige gedagtes hê. Maar die wat deur die Gees beheer word, hulle gedagtes vol van die Gees, die dinge wat die Gees gelukkig maak. As jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood. Maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Onthou jy ons nou die dag gesê, mense soek vrede, dan sê Jesus, ek sê jou vrede gee wat hierdie wêreld jou nie kan gee nie. Met ander woorde, as jy op die verkeerde plek vrede soek, gaan jy nooit vrede kry nie. Jy gaan jouself mal maak. Die sondige natuur is altyd vyandig ingestel teenoor God. Dit rebelleer teen God se wet, want dit is in sy aard. Dit is waarom die mense wat deur hulle sondige natuur beheer word, God nooit gelukkig kan maak nie. Julle word nie deur julle sondige natuur beheer nie. Julle word beheer deur die Gees, omdat die Gees van God in julle woon. Waar woon hy? In jou hart. Nie in jou gedagtes nie, nie in jou emosie nie. Onthou, iemand wat nie die Gees van Christus het nie, is nie een van sy mense nie. As Christus in julle lewe is julle liggame wel nog as gevolg van die sonde aan die dood onderhewig, maar julle gees leef omdat julle saak met God reggemaak is. Ons almal word siek, ons almal gaan op 'n stadium met ons 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan. Maar dit het niks met sonde uit te waai nie. Dis jou liggaam, jou gees. Onthou Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge, waar is my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat die hemel en aarde gemaak het. En dan sê ek is bang vir die berge en ek is bang vir die dale en ek is bang vir die maan in die nag en die boewe in die oerwoud en wat en wat en wat. En dan ek dink vers 6 of 7 sê God, maar jou siel sal ek bewaar. Dit sal niks oorkom nie. Ek sal jou nooit alleen los. Wow. Daar sê hy dit. Omdat die Gees van God wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewendig maak, deur dieselfde Gees wat in julle woon. Daarom dan, my broers en susters, is dit noodsaaklik dat ons die druk van ons sondige natuur sal weerstaan, nie daarvolgens sal lewe nie. Want as die sondige natuur jou lewe beheer, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees die werke van julle sondige natuur doodmaak, sal julle werklik lewe. Goeie genigtig, dis 'n mond vol. Laat staan sulke dinge, laat staan. As jy jou wip, dan sê jy, tel tot 3. 1, 2, 3. As dit nie genoeg is nie, dan sê jy tot 10. 1, 2, 3 tot 10. En as dit nie genoeg is, dan tel jy tot 100. Maar moenie 'n kort pad vat van 1, 2, skip a few, 100. Nee. Stop. Plaas jou emosie, plaas jou reaksie, plaas jou alles onder beheer van die Gees van God in jou hart. Nie in jou kop nie. Nie in jou kop nie. Ons kry dit hoeveel keer wat mense by my kom, en by enige pastor, predikant, daar wie jy is, dalk jy dit al gedoen of beleef. Jou kind kom by jou, dan sê vir jou, papa, dink jy dis reg? 99% van die keer soek jou kind net jou bemagtiging om 'n verkeerde besluit te neem. Dis hoekom hy kom vra, want hy weet dit is verkeerd. Hy weet dit is verkeerd. Hoeveel keer kom mense en sê, dink jy dis oukei? Maak nie saak wat ek dink nie, wat dink God? Wat sê die Gees van die Here in jou hart vir jou? Hoekom kom vra jy vir my? Natuurlik, vra die regte vrae vir die regte mense. Dis hoe ons leer, dis hoe ons groei. Maar jy kan nie jou swak besluite, jou instink. My 6de sintuig sê vir my, dis niks as 'n 6de sintuig nie, man. Dis nie die Gees van God nie, dis wat in jou hart leef. Dis 'n ander gees wat vir jou sê, maar ek dink eendag, nee, as ek die lotto wen, gaan ek 'n 10de vir die kerk gee. Dink jy dis oukei? Nee, dis nie oukei nie. Nee. Gog en Magog, onthou julle daai ouens. Dink
go there. Moenie speletjies maak nie. En dan, hier kom eintlik, daai was net die area het nou net lekker pressure gebou, nee, nou maak ons die briek los op die aanloopbaan, hier gat ons. Jou lewe praat harder as jou woorde. Johan vertel nou hulle speel rolbal saam met dowe mense. Dan praat hulle so. Maar as jy nou jou partner wil kwaad maak, dan luister jy nie, dan kyk jy so weg. Jou aksie, jou woorde praat harder as jou lewe praat harder as jou mond, as jou woorde. En dis nou interessant, ek het hierdie vraag gekry en dit was nie intentioneel so gedoen nie. Die vraag het gekom nadat ek hierdie notas gemaak het, maar ons lees in 1 Petrus 3 die verwysing na mans en vroue in die gesin. Ek wil net die agtergrond skep van hoe ek by hierdie versie uitgekom het. My eie persoonlike vrou vir die laaste 45 jaar is Ilana. Met 'n kolletjie I. Ilana, nie Ilana, sy het gehardloop. Hierdie een hardloop nêrens nie. Sy het my gevang, dis die enigste keer wat sy gehardloop het. Maar haar naam kom voor in Psalm 1, wat sê jy is soos 'n boom, wat geplant is by lewende waters. Dis wat haar naam beteken. Lewende water. Iliana, on her way. Dis wat haar naam beteken. Weet julle dit? Nou weet julle dit. Die Here sê jy sal wees soos die trappe van die tempel, strome van lewende water sal uit jou uitvloei. En ek het hierdie spesifieke skrif by uitgekom, die rol van die mans en die vrouens, jou lewe praat harder as jou woorde, waar ek spesifiek met die vrouens wil praat, maar manne, julle kan ook maar luister, maar die vrouens wat sê strome van lewende water sal jou uitvloei, maar mevrou asseblief moenie 'n druppende kraan word nie. Julle geweet, dit was een van die mees suksesvolle martelinstrumente in die ystergordyn, willegordyn, bamboesgordyn, al daai gordyn oorloë wat ons gehad het way back, nee. Om 'n soldaat op 'n stoel neer te sit met 'n emmer oor sy kop en 'n kraan wat drup. Tip, tip, tip. Dan wil ek sê, maak oop jou mond en praat, ek kry klaar. Maar hoor wat sê Petrus hierso, hy sê dieselfde geld vir vroue. Wees 'n goeie vrou vir jou man. Doen wat hy van jou verwag. En hy sê vir jou man, nie vir al die manne daar buite nie, vir jou man. Die manier waarop julle in die gesin leef is belangrik. As daar byvoorbeeld 'n man is wat nie na die woord van God wil luister nie, moet die manier waarop jy as vrou leef hom oortuig dat dit waarin jy glo die waarheid is. Jou lewe praat baie harder as jou woorde. Dis eintlik nie eens nodig om baie met jou man oor God te praat as jy leef soos hy wil hê jy moet leef nie. So sal jy vir jou man wys hoe wonderlik God is. God het die mens gemaak, het was goed. God sien die mens is alleen, dis nie goed nie. Hy maak vir hom 'n maatjie wat by hom pas. Hy maak 'n vrou uit 'n ribbebeen uit, nê? Wat doen 'n ribbebeen? Hy beskerm jou vital organs, jou lewe sit hier binne. Jou hart en jou longe en jou lewe sit hier binne. Mevrou, het jou nie gemaak uit 'n nekwervel dat jy sy kop so kan draai en sê, "Hai, papi, kyk bietjie hier, papi, kyk bietjie daar." Nee. Meneer, hy het ook nie jou vrou gemaak uit 'n voetbeentjie dat jy kan trap waar jy wil nie. Pardon the pun, kaalvoet and pregnant voor die stoof, that's not your creative purpose. God has put you on earth to help that manamarak there. Ja. God het vir jou op hierdie aarde geplaas as jou man se helper en hier sê hy dit. Hier sê Petrus dat hy sê, mevrou, jou lewe om jou man te help. Meneer, as jy die koning, priester en profeet van die huis is, gaan jou vrou jou reg help. As jy nie die koning, priester en profeet van die huis is nie, gaan jou vrou op jou senuwees werk. Maar mevrou, dit is jou doel op aarde, hoor. Help maar jou man wat die Here aan jou toevertrou het.
As jy seuns het, as jy nog 'n pa het, as jy nog 'n boetie het, julle vrouens het 'n sagtheid, het 'n manier, het 'n aanslag, het 'n entry strategy in die oorlog in. Julle maak dit vir mans maklik. Meneer, as jy dit wil hê, as jy dit wil vat, jy moet dit wil vat. As die gees van God in jou hart is, dan gaan die gees van God jou oortuig dat jou vrou se rol in jou lewe is om jou reg te help. Ja, sy gaan vir jou help. Jy sien, mans het 'n geneigtheid. Nou wil ek dit terugvat na die sosiale media toe. Julle ken nou al my gedagtes rondom dit ook. Ons post enige ding wat verbykom. Of dit nou op Facebook of WhatsApp of watter platform ook al. Kom ons gaan kyk wat het Noag se seuns gedoen. Die vrouens, Petrus sê, vrouens, help julle mans. Leef vir hulle 'n voorbeeld. Maar hier kom ons by die teenstelling van wat doen die manne? Lekker raf en tumble, Noag se seuns. Hulle het nou vir Ararat gepark daar op die berg, die loopplank afgegooi en hulle begin 'n nuwe bedeling. En dis baie interessant, julle gaan lees asseblief, gaan lees daai hele storie van Noag. God het 'n nuwe verbond met Noag, soos wat hy in die begin vir Adam en Eva gesê het, vermeerder en heers oor die aarde. Hy sê dieselfde ding vir Noag weer 'n keer. En Noag gaan uit, maar hoor wat gebeur, vers 20, Genesis 9. En Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant. Nou hoor gou van vers 20 na vers 21. Maar toe hy van die wyn drink, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. Hoe dink jy hoeveel tyd het verbygegaan tussen vers 20 en 21? Hoe lank vat dit om 'n wingerd te groei? Hoe lank vat dit vir daai ding om te begin dra? Hoe lank vat dit dat jy nou die regte kultivar het om hom in 'n wynvat te gooi en hom te trap? En dan moet hy iewers in daai vat lê vir 'n jaar of 10 en dan moet hy fermenteer dat jy kan wyn maak. En as die wyn mooi uitkom, dan is dit 'n paar jaar later. Dis amazing, julle sommer net. Okay, so op 'n En Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant, maar toe hy van die wyn drink, het hy dronk geword en naak in sy tent gaan lê. En Gam, die vader van Kanaan, het sy vader se naaktheid gesien en aan sy 2 broers daar buite te kenne gegee. Gam se kinders. Gam loop in op sy pa se skande, se naaktheid. En wat doen hy? Hy gryp sy selfoon en hy vat 'n selfie daar, hy sê, "Jee." En toe hy buite kom, toe sit hy hom op Facebook en hy sê, "Check my pa, wat maak hy? My pa wat 'n man van God se hart is, kyk waar lê hy, dronk kaal in die tent." Lyk dit na liefde? Lyk dit na God se liefde om mekaar te help? As iemand jou op jou regterwang slaan, Wat doen hy? Hy hol daar uit, hy gaan sê vir sy broers, Nee, kom kyk, wat het ek gesien? Hy publiseer dit, die wêreld vol. Toe neem Sem en Jafet die bookleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruitloop en hulle die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesig was agtertoe gedraai sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. Klink dit soos liefde? Dis dalk die manier wat ek en jy deur die lewe moet gaan. Om 'n slag ons oë af te haal van alles wat fout gaan en te fokus op dit wat reg gaan. En dit wat fout gaan nie die hele tyd aan die groot klok te probeer hang nie. Ons praat net nou daarvan. Hier in die Oos-Kaap en in die Wes-Kaap en in die Suid-Kaap, alles suid van die Oranje rivier, is daar 'n ding wat ons noem dienslewering. Vir een of ander rede werk die munisipaliteit. Ja, hulle maak foute natuurlik. Maar hulle sny die gras, die potholes word reggemaak. Ons het vanmôre ry ons daar onder in die dorp, boem, hier's 'n nuwe straat geteer, 'n hele straat, boem, oulik. Wow. Daar's nog nie strepe op die pad nie, maar hulle tent aan Vrydagmiddag 6:00 klaar gemaak. Maar wat doen mense?
Hulle stop daar, dan neem hulle hierdie nuwe straat af en dan sit hulle dit op Facebook, hulle sê tipies die stadsraad. Hulle doen alles, maar hulle mag niks klaar nie. Pleks gaan jy koffie toe en gaan koop 6 Cokes en môreoggend 7 uur gaan staan jy daar en wanneer die stadsraad daar kom om die strepe te verf, dan gee jy vir hom 'n botteltjie Coke en dan sê vir hom ek waardeer wat jy doen, baie dankie. Want jy sien ons woorde en ons lewens kom nie by mekaar uit nie. Ons praat een ding, wat 'n vriend het ons in Jesus, glorie haleluja. God is liefde, dankie. En dan? So, kyk wat my pa gedoen. Kyk wat doen hierdie ou nou weer. Wow, daai ou, ek het lankal geweet, dis te goed om waar te wees. Wat leer ons by Jesus op die berg? Ek maak klaar. Ons is saam met Jesus op die berg. Hy praat met almal en alles, hy praat met jou en my vandag. En hy sê, deur Paulus in 1 Korintiërs 13, die versie oor die liefde in die Bybel. Die liefde is geduldig. Kou hom net vir jouself, geduldig, gedienstig, gedwee. Liefde is vriendelik. Die liefde is nie afgunstig nie. Die liefde is nie grootpraterig nie. Die liefde is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit. Wat leer Jesus vir ons? Wees lief vir almal. Dis nie so maklik nie, julle. Dis nou cute om vir mekaar te sê, okay, watch me, ek gaan dit doen. Jy gaan nou hier uitloop. Dan keer 'n boemie jou voor 'n bergie hier onder in die straat. Dan gaan jy jou nou wip vir hom. En ek sê nie ons moet nou die bergies begin onderhou en wat. Maar wat Petrus hulle vir daai ou gesê het, toe hy daar langs die pad lê en hulle loop verby en hulle sê, of hy sê vir hulle, asseblief help my. Wat sê hy? Sê goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou in Jesus se naam, liefde. Ons mag maar stop by mense. Wees lief vir almal. Almal. As jy toegang het, daar waar jy is, tot jou stadsraadslid, jou counselor, jou elderman, bel hom. Bel haar. Sê vir wie wat, ek sien hoe stoei julle ouens, ek sien die foute wat julle maak, maar ek wil vir jou 'n koppie koffie koop, ek wil vir jou bid, kan ek? Doen dit. Hou op om kritiek te lewer. Daar op die rolbalbaan, op die golfbaan, op die cricketveld, daar wie is. Daar by die skole sport. Ek sien die ding van die wit Fortuner in die graad 1 mamma is besig om nou vlam te vat, pappa. Appel het hom gevat en nou gee die mense aandag aan die ding. En almal lewer 'n kommentaar en sê, maar ek het ook 'n wit Fortuner, maar almal is nie so nie. Great, almal is nie so nie. Stop jou wit Fortuner daar op 'n wettige parkeerplek, nie op die voetoorgang waar die padpatrollie werk by die laerskool nie. En moenie jou hande wys vir mense rondom jou nie. Klim uit en dan behandel en arbei en bedien jy die ander mense, want mevrou, jy moet jou lewe wys, jy moenie net praat nie, jy moenie net 'n druppende kraan wees nie. Okay, moenie terugslaan nie. As jy daai hoof vat op jou regterwang, moenie terugslaan nie. Natuurlik kom daar 'n tyd en 'n plek waar jy sê, hoor jy stop. This is not on. Ek is 'n koningskind, ek is 'n kind van God, jy gaan nie so met my praat nie. Gaan nie oor my nie, dit gaan oor die regverdigheid van die saak. Dit gaan oor reg en verkeerd, want as ek stil swy en saamstem, dan bemagtig ek jou met dit wat jy doen. In jou huwelik, in verhouding, in besigheid, daar waar jy is. Sê jy vir 'n ou, jy doen nie dit nie. Not good, maar ons slaan nie terug nie. Moenie sleg praat van ander nie. Julle. Dis hierdie goed is nie maklik nie. Nie maklik. Jy gister rugby gekyk.
Ek sê, hoe stupid is hy ref? Ek weet nie wat 'n game jy gekyk het nie, maar my ref was deur mekaar. Hulle is almal deur mekaar. Nou kyk daar wat Paul toe skop. En ander miskop. Die beste skopper, die beste afrigter, die beste bowler sit in die paviljoen. Hoekom het hy nou weer? Kan hy nie lengte bowl nie? Wat gaan aan met hom? Het jy al 'n lengte gebul? Wat sy naam Chuck Norris, nee. He goes down to the ocean every morning. And he swims a few lengths. Ja, hoeveel push-ups kan Chuck Norris doen? Almal. Ek en jy moet ophou kommentaar lewer. Bid vir mekaar, selfs vir jou vyande. Julle wanneer laas het jy die voorreg gehad? En nie omdat ek het gedoen het nie, maar dit bly by my. Nou die aand van daai worship dingetjie hier op die strand. Daai man van Ethiopië. Ek bid vir hom, sy oë is net so. Die lewe in sy oë, as jy sê amen. Man. Kyk hoe lyk jy. Jy's 'n inkomer, jy's seker 'n onwettige immigrant. Jy's 'n boef man, wat soek jy? Jy weghardloop uit jou eie land uit. Wat? Nee. Jy ken nie daai ou se storie nie. Moenie bid vir mekaar. En dan wees Jesus met vel aan. Nie velle aan nie. Dis my tikfout. Niks met tegniese span uit te waai nie. Ek vra verskoning hoor. Dis my tikfout, ek weet. Velle aan. Nie velle af nie, velle aan. Jesus met vel aan vir mense rondom jou. Ek en jy moet mekaar. As jy mense behandel soos wat jy graag behandel sal wees of wil wees, sê die woord, sal dit met ons beter gaan. Dis wat ons leer van Jesus op die berg ten opsigte van liefde. Liefde is 'n werkwoord, liefde is nie maklik nie. Liefde bring nie verwarring nie, liefde bring eenheid, liefde bring herstel, genesing vir jou, vir mense rondom jou, vir elke dimensie in jou lewe. So, ek gaan julle groet daar waar julle is. Daar is 'n link op die Facebook en die YouTube post wat verwys na Julius Megan se liedjie wat sê, Did I tell you today that I love you? Did I tell you today that I love you? In ons gebed, in ons gesprekke met God, is dit dalk nodig om jou shoppinglist net so vir 'n bietjie op bladsy 2 te sit. Want die woord sê vir ons, God leef onder die lofprysing van sy mense. In gebed, gaan sit net by God en sê, Here, ek is lief vir jou. Here, dankie. Here, ek is lief vir jou. Dis jou gebed. Natuurlik moet ons bid vir mekaar en ons moet bid vir mekaar se wat ook al. Maar wanneer laas het jy by iemand gaan sit en net gesê, Did I tell you today that I love you? Ons luister saam na hierdie liedjie van Julius. Ondersoek jou hart. Kom ons gaan hier uit vandag, daar waar jy is. Kom ons gaan maak 'n verskil. Kom ons gaan maak 'n besluit om te sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. En ons gaan dit doen in liefde. Vrede vir jou. Blessings, ons gesels volgende keer verder. Dankie.